Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die tema van vandag is goud en silwer het ek nie. Maar dit wat ek het, dit wat ek het, gee ek vir jou. Kom uit Handelinge hoofstuk 3, waar Johannes en Petrus by die skone poort verbygegaan het. Daar by die skone poort kry hulle 'n man wat verlam is, wat aangedra word deur sy mense en elke môre by daardie poort neergesit word. Om almoses te bekry, om geld in te bring, sodat daar dalk in sy huis kos kan wees. Ons ken nie sy omstandighede nie, want die woord van die Here leer ons nie oor wat met sy huis aangegaan het nie. Maar die woord van die Here wel vir ons leer, dat toe hierdie godsmanne op pad was om te gaan bid, in die 9de uur sê die oorspronklike taal, in ons taal is dit 3 uur die middag, om te gaan bid. Dan vra ek die eerste vraag vir jou, hoe lyk jou gebedslewe? Want as jy ingebid is, sal jy die stem van die Here hoor. As jy in die teenwoordigheid van God is, het jy iets om vir iemand anders te gee. Amen. Want jou tyd wat jy in die teenwoordigheid van God spandeer, bepaal jou salwende krag wat jy dra. Petrus en Johannes kom daar en hulle sê vir hierdie man, terwyl hy na hulle kyk hulle stip in sy oë. Hulle sien die behoefte, nie die uiterlike behoefte nie, maar die behoefte aan die binnekant van sy hart. Amen. En dis hoe God na elkeen van ons kyk. Ja. Die Here kyk na ons, na wat in ons hart aangaan. Nie hoe ek fisies uiterlik lyk nie. Ek kan dalk vet wees, ek kan dalk maar wees, ek kan dalk lank wees, ek kan dalk kort wees, maar wat vir God belangrik is hoe lyk my hart? Is daar bedrog in my hart? Is daar onsekerheid in my hart? Is daar onvergewensgesindheid in my hart? Of is daar die liefde en die vrede van die Here wat my deel is? En ek kan my indink hoe daardie twee manne hier na hierdie ou kyk en vir hom sê, goud en silwer het ek nie. Jy verwag van my 'n almoes. Jy verwag van my dat ek jou moet finansiëel dra, maar ek het dit nie. Ek is dalk nie in die vermoë om dit te kan doen nie. Miskien is hier iemand vanmôre wat daai vermoë het. Ek lees hierdie week, ek so toevallige advertensietjie wat verbygekom het. Elon Musk, wat in Amerika is, wat gesê word is die rykste man in die wêreld. Daai advertensie sê, as jy vir Elon Musk kontak, gaan hy persoonlik vir jou R4.500 per dag gee. Ek hoor dat so. Baie van ons kry nie soveel 'n maand nie. Maar die rykste man op hierdie wêreld wil spog met sy koninkryk. Hy wil spog met dit wat hy het. Maar hy het ook 'n hart wat sê, as jy my vra, sal ek vir jou dit gee. Hoeveelste meer gaan ons hemelse Vader
vir ons gee. Ai, Hy gee vir ons meer as wat ons kan bid of dink. Ver bo wat ons mag bid. Wat in ons gedagtes mag opkom. Wat ons begeertes mag wees, sê Efesiërs 3 vers 20. Super abundantly more. Ja. Abundant is oorvloedig, maar nou sê hy super abundantly more. Dis in Lukas 6 vers 38 wat die woorde staan, gee en vir julle sal gegee word. Verstaan ons daai beginsel? Wat gaan hy vir ons gee? Uit daai woord uit, daai skrif wat ek nou vir julle genoem het. Hy sê 'n maatemmer wat vol is, wat ingedruk is, tot oorlopends toe vol, sê die Here sal ek vir jou gee. Maar wat is die voorwaarde? Om te gee. Om te glo dat dit wat ek het gedeel moet word. En nou maar in Jesus sê die armes het julle altyd by julle. Hulle sal daar wees. Ok, nou kom ons vat hierdie verhaal en ons breek hom nou 'n bietjie mooi oop. Toe Petrus na hierdie man kyk, toe sê hy, ek kan jou nie in jou fisiese behoeftes voorsien nie, maar wat ek vir jou het, dit gee ek vir jou. Amen. Wat leer die woord van die Here rondom dit? Hy sê, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor. Amen. As jy in jou gebedstyd voor die aangesig van die Here kom, en jou maatbeker word ingedruk, met die goddelikheid, met die heerlikheid, met die salwende krag van die Heilige Gees, sê hy, sal ek jou meer gee as wat jy kan bid, ek sal dat jou bekertjie oorloop. Maar omdat ons 'n gesindheid het van synigheid, ek deel nie graag met ander nie, dan is ons koppie maar net half leeg of half vol. Hang net af van hoe ons daarna kyk. Nou sê Petrus vir hierdie man, ek het nie hierdie rykdom nie, ek het nie 'n almoes wat ek eers vir jou kan gee nie. Maar wat ek het, toe gryp hy hom in die hand. Vers 4. Toe hy hom aan die hand gryp, wat sê daar's kontak? Wanneer vloei die salwing van die Here? Wanneer daar kontak is. Hoeveel armes en gebreektes lê op die strate van Belfast? Wie doen iets daaraan? Wie moet iets daaraan doen? Ons. Ek is bly by ouens sê ons. Ons gaan herlewing hê om Johan. Want ons gaan nou begin met werk. Ons sal moet die kontak wees tussen die hemel en die hart wat stikkend lê op hierdie strate. Hulle gaan om te bid, om die teenwoordigheid van God te gaan soek. God sê stop so bietjie. Ek wil 'n wonderwerk deur jou lewe doen. Ek wil my mag en my krag deur jou laat openbaar. Maar ons is maar so besig met onsself en geld te maak en ons hierdie en daai kant toe te gaan, dat ons nie tyd het om te kan stop en te kan sien nie. Hulle kon
maar net sowel, Petrus en Johannes kon net sowel by daardie man verbygeloop het en niks gedoen het nie. Maar as die unction of God in jou hart begin werk en die Here sê, stop net by hierdie huis of stop net by hierdie persoon, hy het my nodig, moet jy 'n oë hê om te kan sien, soos Christus sien. Jy moet ore hê om te kan hoor, met die gehoor van God, en nie die geraas wat daar bydekant aangaan nie. Nie na die omstandighede kyk waarin ons lewe nie. Karre wat in 'n pothol val en die strate wat nie reg gemaak word nie. Die Here roep jou vanmôre om stil te word, om met God se oë te begin kyk. Amen. Om ore te kan hê. Want hierdie bedelaar sit, almoes. Gee tog net vir my. Ek dink dit is 2 Korintiërs 4:17 wat sê, ons is maar net 'n wissel. 4:7, 2 Korintiërs 4:7. En ek het dit hier beskryf, God always deposits blessings in vessels. But we have this treasure in earthen vessels. The excellency of the power of my God may be shown, not to us. Dat die krag van God geopenbaar kan word, deur ons, na ander toe. 'n Kleipot, 'n stikkende wissel dalk, deur mense geslaan, deur mense verniel, deur mense se handelinge teenoor ons, wat hulle gesê het, wat hulle gedoen het, wat hulle nie gesê het nie, wat hulle nie gedoen het nie. En van dit 'n klein voorbeeldjie, vaderliefde. Hoeveel van ons het groot geword met vaderliefde, werklike vaderliefde? Dat papa vir jou gesê het, ek is lief vir jou my kind. As papa dit nie gesê het nie, dan mis jy uit hoe God lyk. Want God is liefde. As papa jou nie 'n drukkie gegee het nie, dan praat mans en vrouens, dit wat hy moes gedoen het, jou net in sy arms gevat het en jou net so bietjie vasgehou het en sê, my seun, my dogter, ek is lief vir jou. As hulle dit nie gedoen het nie, mis jy uit om in die teenwoordigheid van jou Abba Vader te kon ingaan. Nou sien Petrus en Johannes hierdie persoon, gebrekkig, hy lê daar, gedamp. En die Here sê, Petrus en Johannes, ek wil hê julle moet iets aan hierdie saak doen. Wat het gebeur? Ons lees daai woorde, hy sê, maar wat hy het, gee ek vir jou. In die naam, bo elke naam, Jesus Christus. Om Johan, wat het ons om te gee? Die naam bo elke naam. Jesus Christus. Ek het niks om vir jou te gee nie. Maar al wat ek het, staan op. Hierdie situasie wat jy jouself bevind, staan op.
Hier is my hand. As werktuig in die hand van die Here, reik ek vanmôre uit en sê, Here, hier is ek. Gebruik hierdie hand om 'n verskil te maak. In die naam van Jesus, staan op en loop. Amen. Glo ons nog aan wonderwerke? Amen. Is wonderwerke nog steeds relevant vir vandag? Amen. Hoekom moet God deur wonderwerke werk om ander se oë oop te maak? Maar mooi wat ek vra. Die mense wil tekens hê. Wat het Jesus kom doen? Hy sê, julle vra my 'n teken. Al teken wat ek vir julle sal gee, is die teken van Jona. Wat 3 dae in ongehoorsaamheid in die visse maag was. En sy boodskap aan hom was, gaan na Ninive toe en sê vir hulle moet hulle bekeer. 200,000 mense wat in daai stad gebly het. Net soos Jona opgestaan het, sal ek ook opstaan. Hoe lyk hierdie Jesus wat jy aanbid? Ken jy hom? Ken jy sy krag? Ken jy sy autoriteit? Weet jy dat hy aan die kruising van Golgotha elke mag, elke boosheid, elke helse optrede oorwin en gebreek het? Amen. Kolossense 2 vers 14-15 sê dit. Ewen dit wat teen jou gehou word. Kolossense 2:14 sê, die skuldbrief wat teen jou was, wat die Satan teen jou kan hou with all his decrees and manifestation. He put it to the cross. Hoekom? Sodat ek en jy kan lewe en oorvloed van lewe kan hê uit hierdie autoriteit. Amen. Vers 15 sê, waardeur hy dan elke mag, elke owerheid uitgeklee het en oor hulle triomfeer het. Every vessel filled with God in His presence, I am victorious. Okay, want ek het 'n paar amens gehoor. Lewe ons werklik in hierdie oorwinning? Dink mooi. In hierdie naam sal elke knie buig en elke tong bely dat Jesus Christus die Here is. Amen. Kom lyk Belfast soos hy is. Ekskuus. Mense wat nie hulle autoriteit opvat nie. Every vessel filled with His anointing power. Maar nou bring ek nie my kant nie. My beker is ingedruk, maar hy is nog nie oorlopends nie vol nie. Want ek spandeer nie tyd met die Here nie, ek gee nie aandag aan dit wat die Here vir my vra nie. Ek lewe in ongehoorsaamheid. Wanneer hy vir my sê, reik uit, wat ek nie uitreik nie, laat die pastoor maar kom of laat iemand anders te kom. Ekskuus. Hoor die woord van die Here. Net voor Jesus opvaar na die hemel toe sê hy vir sy disippels, gaan wag in Jerusalem totdat julle aangedoen is met krag in die hoogte. Wag ons op hom? Vra weer, hoeveel tyd spandeer ons in sy teenwoordigheid?
Want dit bepaal hoe groot my salwing is. Sê dit weer. Dan sê in vers 8 van Handelinge 1, you will receive power. Daai woordjie power is dynamos. Dink ek het dit al hier verduidelik. Die lig voor die fiets, wat die dynamo aan daardie wiel raak. You will receive power. Om wat te doen? To be the light of this world. Nie in my krag nie, Here, maar in U krag. Want as ek vreeslik gaan optree, gaan hierdie earthly vessels 'n paar klappe uitdeel. Maar onder die salwende krag van die Heilige Gees kan ek gaan stil staan by 'n persoon en vir hom sê, meneer, mevrou, waarvoor kan ek vir jou bid? Wat wil jy van die Here hê? Wat soek jy van God? Want God antwoord gebede. God kyk na gehoorsaamheid. Die Here wil 'n wonderwerk deur jou lewe doen. Wat doen ons dit? Is ons beskikbaar? Bring ons 'n verandering daar by die werk. Ekskuus dat ek daaroor praat, maar daar by Eskom waar ek gewerk het, het hulle vir my gesê, Piet predikant. Hoekom? Ek het 'n getuie gehad. Want dis wat Handelinge 1 vers 8 sê. Julle sal krag ontvang, ability. God makes you able. Efficiency om effektief op te tree. And power, the might of God. God se gesag in en deur jou in my lewe. Ability, efficiency, om wat te doen? To be my martels. Om my martelaar te wees. Ons Afrikaanse taal sê, om getuienis te wees. Hoe lyk jou getuienis? Weet jou buurman dat jy die Here dien en dat hy by jou kan kom aanklop vir gebed? Daai ou wat daar saam met jou werk is, sien hy jou as jou chommy of sien hy jou as man van God, vol van die Heilige Gees en krag? You will receive power, ability, efficiency and might to be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria and into the ends of the world. Ook hier in Belfast. Ken ek die deposits wat ek nou van gelees het in 2 Korintiërs 4 vers 7. Ken ons die deposits wat in ons gemaak is en kan ek daardie deposit wat in my geïndeponeer is, kan ek dit uithaal en kan ek dit aan die wêreld by die kan gee? Ek het daarin genoem. Die autoriteit wat ek het in die naam bo elke naam. Amen. Was donderdag was ek by 'n man gewees. Hulle het my gebel en gesê, hy lê op sterwe. My voorreg om na die Here toe te lei. Stage 4 kanker. Terwyl ek besig was om hom na die Here toe te lei, toe sien ek sy ingewande ruk so. En ek het klaar na die Here toe gelei en ek sê, Satan, in die naam, bo elke naam, Jesus Christus, daar's die deur gaan. Hy het so ruk gegee en God het hom bevry. Hoe lyk jou autoriteit? Sal die Satan kan erken, hierdie is 'n man gevul deur die Heilige Gees van God.
en demone uitdryf en magtige werk vir God doen. Ons steek mos nie ons hand uit om te sê, hier is ek wil help nie. Paulus, terwyl hy besig was in Efese, in Handelinge 16, was daar 'n vrou wat gedurig deur agterna geroep het, hulle twee is manne van God. En dit so net vir dae aangegaan, tot Paulus agtergekom het, maar hier is 'n gees agter hierdie stem. En hy omgedraai het en vir haar gesê het, gees gaan. Hulle was so kwaad vir Paulus dat hy daar die duiwel uit haar uitgedryf het, want sy het 'n waarseer gees gehad. Daai waarseer gees het uitgegaan. Nou kan hulle nie meer geld uit haar maak nie. Want God het in haar lewe gekom. Daar was 'n dag dat sy vir Paulus en vir Barnabas op pad daar in Efese moes ontmoet. Ons het die autoriteit. Ons het die naam Jesus Christus. Ons het die heiligheid van God. Want God wil hê dat ons moet sy heiligheid openbaar. Hy wil hê dat ons in sy heerlikheid moet staan. God wil hê dat ons moet vergifnis bring. Want by hierdie man daar in Handelinge 3 het dit nie gegaan oor wat Petrus en Johannes kon doen nie, maar het gegaan oor Jesus Christus, die een wat gesterf het, die een wat opgestaan het, hy wat sy gees in hulle gees gegee het. Amen. Dit het oor hom gegaan. As jy Handelinge 3 lees, is Paulus en Petrus se rede, hoe hy hulle uiteengesit het, want julle het hom gekies om hom te kruisig, maar God het hom gevat uit die kruisiging deur die graf, meer as oorwinnaar. Want die graf, die hel en die dood, het hy oorwin, terwille van jou en my. Lewe ons in daardie vergifnis. Kan ons die vergifnis oordra, sodat die hele volk tot bekering kan kom? Nee, ons is onseker oor ons eie redding. Ons weet nie waar pas ons in nie. Ons identiteit as man en vrou van God word gesteel. Deur omstandighede. Hoe dien ons die Here? Hoe worship ons die Here? Is daar altyd lof en eer en prys wat uit my mond uitkom? Ja. Dat die wêreld verbaas staan. Want toe hierdie man opstaan, vat vir jouself kriepel. Sy voetjies kon dalk niets gestaan het vir 38 jaar nie. Maar die oomblik toe die krag van God deur hom vloei, verander bene wat lam is, na bene wat sterk staan. En die woord van die Here sê, walking and leaping and praising God. Walking and leaping and praising God. Dis die Here wat ons dien. Daar het lof uit hierdie gebeurtenis gekom. Praising God, God die Vader, maar ook Jesus Christus, wat die prys vir ons kom betaal het, sodat ons in oorwinning kan lewe. Nou gee hy sy gees vir ons, sodat ons 'n verskil kan maak. Wanneer die gees van die Here in jou kom die heiligheid van God in jou. Goud is heiligheid. Hoe lyk heiligheid? Hoe lyk jou heilige lewe? Efesiërs 1:4 sê dit vir ons so mooi. Hy sê voor die grondlegging van hierdie wêreld het God ons alreeds gekies om heilig en sonder gebrek te wees. Amen. Amen. Die woorde. Vers 5 sê,
He has chosen us to be adopted, om aangeneem te word as kinders van die Allerhoogste God. Hy het jou sonde vergewe. Nou wil hy hê jy moet ander mense vergewe. Amen. As jy nie kan vergewe nie, mis jy die doel. Want vergifnis is belangrik, dat daar vrede kom. Jesus se oproep deur Paulus sê, hy het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, van liefde en van selfbeheersing. 2 Timoteus 1 vers 7. Krag, liefde en selfbeheersing. As ek God lief het, sal ek hom alles buig. Krag, as ek Heilige Gees toelaat in my lewe, sal dit deur my spoel en jy sal wonderwerk in jou lewe sien. Amen. Amen. En selfbeheersing? Hoe beheer ek myself? Want as daar 'n bietjie verskille in die huis kom, dan raak die tong mos los. Dan praat ons mos maar wat ons dink. Die ander een wil hoor. En dan slaan ons, dan breek ons mekaar af en dan verniel ons mos mekaar met woorde. Hoe beheer ons? Of is ons onder beheer, hoor mooi, of is ons onder beheer van Heilige Gees, wat die vrug van die Gees is selfbeheersing, Galasiërs 5 vers 23. Hoe submit ek? Hoe gee ek oor dat Heilige Gees my beheer? As ek dit nie doen nie, mis ek. Dan staan ek apaties maar net by die kant en sê, ag, is alright dat daardie ouma daar op die straat lê. Ag, maar is alright, dis is nie my bekommernis dat hierdie dorp moet gered word nie. Die pastore moet dit maar doen en die ouderlinge van die gemeente moet dit maar doen, maar ek is nie opgeleid, ek is nie bekwam om hierdie goede te doen nie. Want die hele dorp het tot bekering gekom as gevolg van hierdie man wat gesing het. Daar het 'n verandering gekom in die dorp. Want God het begin ingryp. En moet nooit die eer vir jou vat oor wat jy gedoen het nie. Moet nooit daaroor brag nie. Moet nooit by die punt kom om te kan sê, maar kyk hoe goed is ek nie. Die bloed van Jesus. 'n tool. Wanneer die bose magte inkom. Ek kan oor baie van hierdie gevalle praat. Ek en my vroukie saam met ander mense was onlangs by 'n huis om 'n huis te gaan skoonbid. Toe ons in een vertrek kom, nadat ons die druiwesap aan die deur pos gestuur het, gesit het en dit gesalf het met salfolie. Staan ons binnekant, ons is besig om te bid. Die volgende oomblik sien ons sulke wit handjies wat so gedruk word teen die venster aan die buitekant. Satan wil inkom, hy kan nie inkom deur die bloed nie. Is jou hart gevul, is jou deurposte vol van die bloed van die lam? Hy wil probeer inkom, hy kan nie. Daar in Egipte kon die doodsengel nie ingaan, daar waar die bloed was nie. Is jy onder die verlossende krag van die bloed van die lam? Openbaring 12 vers 11 sê hierdie woorde, hy die Satan is oorwin deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Amen. Amen. Sien ek die image van Christus in my wanneer ek in die spieël kyk, of het ek 'n verwronge beeld van wie ek is in hom? Hoor mooi wat ek sê. Jy kyk in die spieël, jy moet Jesus sien. Want waarvan die hart van volle sal ons by die oë uitkom. Want nou kom Satan en dan doen hy hierdie sekere maar goedjies en jou eie vleeslike mens staan op en dan het jy 'n verwronge beeld van wie jy werklik in hom is.
Here moenie my gebruik nie, gebruik maar net die ander ouens. Die bloed van die lam is my getuienis. Dan die woord van God. Ek het teks hier, ek gee dit nou nie vir julle nie. Die woord van God. Hoe maklik kon Petrus en Johannes vir daai ou sê? Hoekom was dit vir hulle nie 'n moeilike taak om te doen nie? Want hulle het by die meester gehoor. Hulle het na die meester gekyk hoe hy opgetree het. Hulle was daar. Hulle het gesien hoe hy vir daardie bose gees wat aan daardie seun was, die epileptiese gees wat aan daai seun was, hom bestraf het en gesê het, gaan. Hulle was daar toe Nikio op hom afgestorm het en 2000 van daardie mense se varke saam met die bose geeste in die see geval het. Hulle was daar om te kan sien dat die blindes kon sien. Hulle was daar dat die belaatses wat in sy teenwoordigheid gekom het, 10 van hulle genees is, maar een het teruggekom om dankie toe kom sê. Die woord van die Here, hoe ken jy hom? Kan jy getuig dat die woord van God spreek uit my na die wêreld toe daar by die kant? Ken jy God? Of weet jy van hom? Jou vrou dien die Here, maar man, jy wil nie die Here so dien soos wat sy moet nie. Nee, maar jy is die hoof van jou huis. Jy is die een wat as priester en profeet moet opstaan as koning in jou huis. Jy is die een wat na vore moet kom en kan profeteer oor jou toekoms voor jy vanmôre daardie huis verlaat. Jy 'n woord sal spreek, Here, dat alles wat in hierdie dag gebeur, Here, die seën van U daarmee dra, want my voete is gesalf met vreugdeolie. Maar dan stap ons mos sleepvoet moet daar by die werk en dan begin hulle om ons veel grappe te vertel en dan lag ons maar net lekker met hulle saam. Jy verloor jou salwing daardeur. Want die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. Het jy vanoggend voor die kerk toe gekom het, jou wapenrusting net so 'n bietjie reg geskuif? Dis 'n tool in jou hand. Eerste jou denke. Here, ek is gered. Laat elke gedagte, Here, wat by my uitkom, Here, U gedagtes sal wees. Helm van verlossing, Here, ek is verlos deur die bloed van die lam. Ek is vrygekoop van hierdie sonde en hierdie wêreld. Ek lewe en oorwin elke dag sonde, dit gaan my nie meer inhaal nie. Die borswapen van geregtigheid, Here, is ek in die geregtigheid met U. In right standing met U. Silwer. Right standing is silwer in die Bybel. Lewe ek in reg? Of doen ek ook maar so 'n deal, so hier en daar, so onder die tafel deur, net om bevorder te kan word? Jy doen dit nie in die naam van die Here nie, jy maak van jouself 'n bespotting. Borswapen van geregtigheid. Julle lende nou om God met die waarheid. Wat is waarheid? Kan die leed die waarheid vervang? Maar ons glo dit, ons doen dit. Ons lewe alleen met onsself. Ons erken nie wie ons is in Christus nie, want ons het 'n vervronge beeld van wie ons is. Die waarheid sal jou vrymaak, het die woord van die Here vir ons gesê. Het ek werklik die gordel van waarheid om my heupe? Want hier in my gut, daar is waar my geesmens lê, daar is waar my sielste mensie werk. As Jesus die waarheid is, sal die waarheid my vrymaak. Hy red en verlos. Hy verander mense se harte nog steeds. Hy kan nie van die waarheid af weggaan nie. Want hy sê ek is die weg. Wie moet die weg wys op aarde? Ek en jy na Jesus toe. Want dis wat Johannes en Petrus gedoen het. Hy sê goud en silwer het ons nie, maar die naam van die Here staan op en loop, gaan.
Die waarheid, die egte ene, Jesus. Hy sê ek is die waarheid, die egte ene. Dit wat jy sien is wat jy kry. En ek is die lewe. Die ewige lewe is in hom. Gebruik ons hierdie tool. Die voete van die bereidheid van die evangelie, van vrede. Wanneer stap ek in 'n huis in, en daar is nie vrede nie, en ek bring die vrede van God in. Want my voete is gesalf. Is julle met my? Die skuld van die geloof. Kon hierdie twee manne daai wonderwerk doen as hulle nie geglo het nie? Hoe lyk jou geloofslewe vanmôre? Ons sal maar sien wat gaan kom. Nee, staan op in geloof en spreek oor jou dag. Dinge wat ons nie sien nie, wat 'n werklikheid in ons lewe kan word, word deur geloof gedoen. Nie deur aanskouing wat ons leef nie, maar deur geloof. 2 Korintiërs 5 vers 7. Deur geloof sal jy berge versit. Die bome en die riviere laat land, of die see laat land. Deur geloof, net so groot soos 'n mosterdsaadjie. Wil ek vanmôre bid, Here, gee my meer geloof. En dan het ek klaar die swaard geneem, die woord van God. Wapenrusting, die woord van God. Wie maak my rug toe? Want daai soldate het 'n harnas gehad wat net tot hier gekom het. Wie maak hier toe? Daar sit my ene. Dolly is my vrou. Sy bid vir my, sy staan agter my rug. Ek maak haar rug toe, sy maak my rug toe. Wie is jou intercessor? Wie is die een wat vir jou bid wanneer jy in die veld uitgaan? Vanmôre om die woord van die Here te gaan getuig. Sonder woorde, net jou lewe getuig, dat die wêreld daar weet, jy is 'n man van God. Oor wie se verheerliking gaan dit? Gaan dit oor ons en of gaan dit oor ons? Die innerlike werking van die Gees is vreugde, is salwing, is vrede van God, geregtigheid van God, 'n heilige werktuig in die hand van die Here, sodat die salwing meer en meer kan toeneem. Moet ek nou amen sê? Ek het nog 4 bladsye, né? Ek kan ophou. Hoor die woord van die Here. Laat die lig van God se Heilige Gees nou oor jou geesmens kom. En oor jou begin inskyn. En sê, Here, lewe ek werklik in hierdie autoriteit wat U vir my gegee het. Sonde heers nie meer in my lewe nie. Ek is meer as oorwinnaar deur Christus wat my die krag gee. Kan jy vanmôre gaan staan en kyk en sê, Here, hierdie man en hierdie vrou het 'n behoefte. Mag ek hulle geestelike behoefte vervul sodat hulle vleeslike kant ook vervul kan word in U. Kan jy vanmôre jou hand uitsteek en sê, goud en silwer het ek nie, maar dit wat ek het, dit wat ek het, wat ek vir jou gee. Jy moet daardie keuse vanmôre maak. Jy moet sê, Here, hier is ek as 'n instrument in U hand. Daar's 'n liedjie wat sê, Lord, make me an instrument of worship. I want to praise You. Lord, make me a vessel of Your Holy Spirit. I want to make a change in this world that I'm living. Dan sluit ek af met Matteus 28:19. Waar die Here gesê het, gaan dan heen. Maak disipel. Disipel is 'n navolger. Hulle moet jou imitate. Ek het baie skrif daarvoor. Hulle moet jou imitate. Paulus sê vir Timoteus, hy sê, volg jy my na soos ek Christus navolg. Kan jy werklik vanmôre sê, Here, hier is ek. Ekskuus Here as ek nie gedoen het wat U wil hê nie. Ek maak my gehoorsaam aan U woord. Lei my in die volle waarheid, Here. Gee my die Gees van die Here, sodat ek met sy karakter, sy gesindheid
elke oomblik van die dag hier die strate van Belfast gaan bekleed. Kom ons sluit ons oë in aanbidding. Jy het vanmôre na hierdie woord van die Here geluister het. Jy het vanmôre vir die Here sê, Here, ek het nie my deel gedoen nie. Ek is jammer. Maar ek maak 'n keuse vanmôre. Ek wil, Here, ek wil my lewe vir U wy. Ek wil my alles vir U gee. Staan op jou voete, ek gaan 'n gebed doen. Here, hier is baie mense wat vanmôre staan. U sien elke hart. U sien elke oomblik van hulle lewe. Here, ek wil nou bid dat die vrees van die Here, wat die vrees is, Here, van heilige respek teenoor U, hulle harte nou sal vul. Dat hulle, Here, deur die krag van die Heilige Gees gevul sal word van hulle kroontjie tot by hulle twintjie. En Here, wanneer hulle opereer, wanneer hulle uitgaan daar om die getuienis vir Jesus te wees, U hulle sal gebruik as manne en vroue van die Allerhoogste God. Here, daar's 'n wêreld wat daar buitekant stikkend lê by ons poorte en ons worry nie daaroor nie. Vandag maak ons hierdie keuse en Here, ek wil 'n verskil maak. Ek wil mense na U toe lei. Ek wil U vrede gaan verkondig en daar waar ek stap, Here, daar waar ek my voet neersit, behoort die aarde aan U. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.